Weer eens 'n voorreg om die woord saam met u oop te maak. En ons bid dat die Heilige Gees dit vir ons sal oopbreek en dat dit sal inslag vind in ons harte en in ons lewens tot eer van die Here. Ons is vandag by 'n laaste een in die reeks oor die openbaring van God, van Genesis tot Openbaring, waar ons 'n bietjie uitzoom en die groter prentjie sien en sien hoe God eintlik met die mensdom op pad is, hoe hy homself openbaar deur die mens op 'n bepaalde plek. En dit is eintlik deurgaans hoe ons dit kry, dat God openbaar hom nie maar net eensklaps met 'n openbaring nie, maar hy openbaar hom in die Bybel, en die Bybel is hoe hy, wat God, wat koning is, wat heerser is, met die mens handel deur die eeue heen. Dis God se openbaring, God wat groter is as tyd, groter is as enigiets. En God het besluit om tyd 'n bedeling te skep en die aarde te skep en die mens op die aarde te skep en die lewensasem in hom in te blaas, dat hy in 'n verhouding met hom kan lewe en as verteenwoordiger van God op aarde kan heers. En wie God is, word dan geopenbaar in hoe God met hierdie mens handel en wat gebeur in daardie verhouding deur die eeue heen. En dis waarmee ons besig is. En ons kyk so 'n bietjie uit 'n koninkryksperspektief en ons kan dit party, net as mens gaan uitzoom, dan kan jy party fases of tydperke onderskei. En die eerste is die geskape koninkryk. Dit gaan oor die koninkryk van God, dit gaan oor sy heerskappy. Die geskape koninkryk is Genesis 1 en 2, dis eintlik die blou druk, dis wat God oorspronklik bedoel het, voor die sondeval, voordat dinge gekontamineer is, voordat dinge skeef geloop het. Wat was God se bedoeling? En dit wat ons daar kry. God wat die mens geskape het binne harmonie in verhouding met God, verhouding met homself, verhouding met medemens, verhouding met die skepping. Dis wat God bedoel het. Maar dan kry ons 'n tweede deel, en dis die gevalle koninkryk. Genesis 3 vind plaas. Die mens wil nie meer, soos hy geskaap is om te wees, onder God wees en vanuit God se heerskappy en koningskap en liefde leef nie, maar hy wil soos God wees. Hy rebelleer teen God. En dan met die sondeval loop alles skeef. En ons sien hoe dit net eskaleer, van Kain wat vir Abel doodslaan en die mensdom wat eintlik so goddeloos lewe dat die Here sê, maar hy gaan die mensdom vernietig en tog bly hy getrou en Noag word gespaar. Maar selfs daarmee word dit weer slegter en hulle wil in hoogmoed na die toring van Babel bou en die Here verstrooi hulle oor die hele aarde en met verskillende tale. Maar God as koning bly getrou en daarom in Genesis 12 en ook verder verduideliking in Genesis 15 word die verbond met Abraham opnuut gesluit. Die verbond van ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. En dit is eintlik wat ons dwarsdeur kry tot in Openbaring, wat in die nuwe Jerusalem daar is, dan sê hy, maar God self sal by ons wees. Ek sal jou God wees, jy sal my volk wees. Dis die verbond wat dan aan Abraham, maar ook bevestig word, Abraham, Isak en Jakob, word dit aan bevestig die aardsvaders. En dan sien ons Jakob, wat dan, nadat hy by die Jabokspruit met die engel gestoei het, Israel word. Israel is die 12 stamme van Israel, en hulle gaan na Egipte toe, op die ouend, omdat daar droogte is in die land waar hulle gebly is, maar daar bly hulle vir 400 jaar, en hulle word slawe van die Egiptenare. En dan kry ons die onvolledige koninkryk, onvolledig, omdat die Here stuur Moses en hy lei hulle uit, maar daardie geslag, toe hulle die beloofde land moet ingaan, toe hulle in ongeloof sê hulle, nee, dit gaan nie werk nie, daar is te veel reëse, en dit gaan te moeilik wees, hulle vertrou nie God nie. En daarom moet hulle omdraai, en hulle bly in die woestyn, en die generasie, die ongelowige generasie, almal bo 20, behalwe Josua en Caleb, sterf uit. Maar God bly getrou met die volgende generasie, trek hulle wel in die beloofde land in. En dan kry jy ook omtrent so 300 jaar 'n tydperk van die rigtertydperk, waar elkeen so 'n bietjie gedoen wat reg is in sy eie oë. Weer eintlik maar 'n afdwaal. Ja, hulle is nou in die beloofde land, maar hulle dwaal af van die Here. En dan wat mense kan genoem die geprofeteerde koninkryk, waar dit eintlik die koningstyd is, en die profete wat inspraak gee en telkens vir die volk sê, maar bly by die verbond wat God met julle gesluit het. Bly by wat sy bepalings is, maar die volk dwaal af. En so sien ons dat die 10 stammeryk dwaal af en op ouend word hulle in ballingskap verstrooi en deur Assirië in 722 voor Christus. Die 2 stammeryk het ook maar meestal
nie die Here gedien nie, net 8 van die 20 konings het gedoen wat reg was in die oë van die Here. En op die ouend in hulle ongehoorsaamheid word hulle ook weggevoer na Babel toe. Maar God bly getrou, 'n deeltjie kom terug na 70 jaar. En dan kry ons hierdie 400 jaar stil jare voordat die Nuwe Testament, voor die koms van die ware verlosser, die teenwoordige koninkryk, God met ons, Immanuel, Jesus Christus wat mens word, op aarde kom leef, volmaak lewe, die ons sondes op hom neem, aan die kruis sterf, ja, begrawe word, maar opstaan, die dood oorwin en opvaar na die hemel. En dan wat ons vandag bietjie gaan kyk op die laaste, die aangekondigde koninkryk, of verkondigde koninkryk, dit wat ons verkondig van, ja, Christus het reeds gekom, en ons het reeds deel aan kunskap, en reeds deel aan hierdie oorwinning, en tog is ons nog in 'n gebroke wêreld. Daai reeds, maar nog nie. Reeds in die identiteit, maar ons het nog ons vlees, ons het hierdie gebroke wêreld, daar gebeur nog swaar kry dinge, en ons moet stry om die sonde te oorwin, sodat ons al hoe meer uit ons identiteit leef, en nie uit ons sonde. En dan die laaste deel, die volmaakte koninkryk. Dit is wanneer die Here weer kom, wanneer ons in die hemel gaan wees, waar daar geen gebrokenheid meer sal wees. Maar kom ons kyk na hierdie laaste twee, die aangekondigde, na dit wat Jesus Christus kom doen. In ander woorde, dit wat die Ou Testamentiese profeseë na toe verwys, dit wat die offers na toe wys, die absolute konkretisering en bewys van God se genade, naamlik Jesus Christus, wat self God is, wat mens geword het op die aarde, ons sonde op hom geneem het, wat hy daarvoor betaal het aan die kruis. Hy staan op uit die dood, hy oorwin die bose magte, daar's redding, daar's oorwinning. En dan lees ons van 'n volgende tydperk in die openbaring van God. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaar het. Dan oor hierdie 3 dinge, ons gaan 'n bietjie later daarop kyk, hy sal krag ontvang, julle sal my getuies wees, en hy sal terugkom. So hierdie tydperk is eintlik dan hierdie fase of hierdie seisoen is vanaf die sigbaarmaking van die genade en die oorwinning in Christus. Die prys is betaal, die oorwinning is betaal, opstanding het plaasgevind, en na 40 dae dan vaar Jesus Christus op na die hemel toe, en die Heilige Gees word uitgestort. En dan in hierdie tydperk na Christus tot by die wederkoms is daar hierdie, wat ek net ook gesê het, reeds en nog nie. Ons het deel aan die verhouding, maar tog is ons nog in 'n gebroke wêreld. Hierdie gaan ophou met die wederkoms. Dan gaan daar nie meer 'n gebroke wêreld, dan gaan net volkomendheid weer in verhouding met God wees. Dan gaan nie meer gebrokenheid, sonde en hartseer wees nie. Reeds, maar nog nie, want ons is nou reeds, is ons kind van God. Johannes 1 vers 12, Johannes 6 vers 47, waar die Here sê, dit verseker ek julle, julle het die ewige lewe, julle wat in my glo. Julle het 'n nuwe identiteit, ons het 'n nuwe identiteit reeds. Iemand wat in Christus is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons het reeds die krag van Christus in die oorwinning, Handelinge 1 vers 8. Ons is burgers van 'n hemelse koninkryk, nou reeds. Daar's 'n werklikheid van oorwinning, van 'n verhouding met God, van innerlike vrede, en ons moet daaraan vasgryp. Ons moet leef vanuit hierdie reeds. Maar ons leef en is geroep vir nou, steeds in 'n gebroke wêreld hier. Ons is nog in hierdie bedeling waar die wêreld, waar die nuwe Jerusalem nog nie gekom het. Nie in hom, maar nog steeds in 'n gebroke wêreld van hier en nou. Daar's 'n werklikheid van gebrokenheid, van swaar kry, 'n werklikheid van dat die meeste mense nie in 'n verhouding met God leef nie. En dinge loop steeds skeef, selfs in ons eie vlees, waar ons nog stryd teen sonde, en waar die duiwel ons versoek, maar ook ons eie vlees ons verlei om in stryd te leef met ons nuwe identiteit wat ons van God het. Dis 'n werklikheid waarin ons leef vandag. Ek en jy nou hier vandag leef. Ons het nog seer as dinge wat ons gebeur, wat ons nie verstaan nie, daar's gebrokenheid in onsself, ons omstandighede, ons is nog in hierdie wêreld. En tog kan ons nie leef as 'n produk van hierdie wêreld. Ons word nie bepaal
deur hierdie wêreld, want ons is reeds burgers van 'n hemelse koninkryk. En dan sal ons vra nou, maar hoe moet ons hier leef, in hierdie tydperk? Wat is ons roeping hier? En in 2 Korintiërs 4 gee so 'n mooi perspektief. Hy sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe, dit word as 'n feit gestel, dis 'n gegewe. Ons swaar kry in hierdie lewe is gering en gaan verby. Daar's 'n einde wanneer die Here weer gaan kom. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. En dan, die sleutel hier. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, hier en nou nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, die onsigbare is ewig. Ons fokus is op die ewigheid. Kolossense 3 vers 1, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, dis 'n reeds, dis 'n werklikheid, ons het saam met deur geloof, is ons saam met Christus uit die dood opgewek, moet julle strewe na die dinge wat daar bo is, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En dan, wanneer Christus wat julle lewe is by die wederkoms weer verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En dis daai nog nie. Daai volkomendheid sal eers dan ook werklikheid wees vir ons. Ons is nou reeds deel in verhouding, maar daai volkomendheid gebeur wanneer die Here weer kom. So, ons lewe hier, maar ons fokus en ons anker is in die hemelse, in God, in hemelse burgerskap. Ons lewe hier op aarde, in hierdie tydperk, geanker vanuit die ewige volmaakte liefde en genade van God in Christus. En anderkant geanker in die ewige volmaakte hiernamaals, waar God alles en in almal sal wees. Dinge wat ek en jy doen, wat nie in lyn is met hierdie twee ankerpunt, hierdie absolute genade van God in Christus, deur wie ons kind van God kan wees, waaruit ons kan lewe, en hierdie anker van ons het 'n seker ewigheid volmaakte waarna toe ons op pad is. As dit wat ons doen nie in lyn is met hierdie twee ankerpunte nie, dan gaan ons moedeloos word en oorweldig word. Dan is die dinge wat ons doen nie ewigheidsbetekenis nie. Dit wat ons moet doen hier op aarde, is altyd vanuit God se genade in Christus, kind van God, gerig tot die eer van God, volkome heerlikheid, waartoe ons op pad is. En op hierdie pad, tussen God se genade wat 'n werklikheid is en na die volkomendheid wat 'n sekerheid is, wat maak ons hier? En dit het ons gelees hier in Handelinge 1, wat ons net nou gelees het, waar ons gesê daardie drie dinge, né? Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees, dis ons roeping, ons gaan nou in detail daarna kyk, en die Here kom weer, totdat die Here weer kom, in hierdie bedeling, sal ons vanuit die krag is ons God se getuie, vanuit die krag van die Heilige Gees is ons God se getuies. Dan word hier met die uitstorting van die Heilige Gees, met Pinksterdag, is die besondere woonplek van God, die plek, die tempel van die Ou Testament, is nie meer 'n plek nie, maar elkeen wat glo. Dis wat 1 Korintiërs 3 en 6 sê. Ons is tempel van God. Ons gelowiges, hulle wat in Jesus Christus glo, is dus die kerk. Die kerk is nie die bakstene nie, hoe mooi dit ook al is. Dis nie die strukture nie, dis nie die organisasie nie. Die kerk van Jesus Christus is ek en jy. Ons is die kerk. Die Heilige Gees woon in ons. En die Heilige Gees doen dinge in ons lewe. In die eerste plek werk dit ons wedergeboorte. Ons kan onsself nie red nie. Dis die Gees wat dit ook in ons werk deur die evangelie, die goeie nuus wat ons in die geloof omhels. Die Heilige Gees werk weer, maak ons nuut. Die Heilige Gees gee aan ons geestelike gawes, 1 Korintiërs 12, om ons unieke roeping wat ons steeds het in hierdie bedeling te vervul. Dit gee ons krag. Die Heilige Gees gee ons krag. Handelinge 1 vers 8 wat ons gelees het. En so lees ons in Efesiërs 1 vers 29, dis dieselfde kragtige werking waarmee God Christus uit die dood het opgewek. Nou, ons kan nie dit verstaan nie, nou die impak daarvan om te sê dat dieselfde krag is in ons deur die Heilige Gees as wat Christus uit die dood opgewek het. Dis die werklikheid. Dis wat die Heilige Gees in ons doen. En ook die Heilige Gees werk in ons om al hoe meer in die heiligheid van God te leef wat Christus vir ons gekoop het. Om al hoe meer in daai heiligheid te leef in praktyk, dit wat
Christus deur sy bloed vir ons volkome reeds gekoop het. Ons is heilig in Christus, maar om al hoe meer heilig te word in ons doen en ons late. En dit sien ons in Romeine 8 vers 13, 2 Korintiërs 3 vers 18, dat hierdie pad, hierdie heerlikheid wat uitstraal, ook in die praktyk van ons lewe, moet al hoe meer word deur die krag van die Heilige Gees. Ons is bedoel om verder te wees in ons geloofslewe, in ons getuieswees, in ons uitstraal van God se genade en heerlikheid, as wat ons 'n jaar terug was. Jy is bedoel om verder te wees as in die begin van die jaar. Maar wat sien ons dan in Handelinge 1, wat ons doen in hierdie tydperk, deur die krag en deur die gawes en die werking van die Gees, as staan julle sal my getuies wees. Getuies beteken om te vertel van. Vertel wie Jesus is, wat hy kom doen het, wat hy in ons lewens is, wat hy, Christus, as die doel van die lewe geskaap het. Wat is die eintlike doel van die lewe? Dis wat ons van moet getuig. Hoe ons weer in 'n verhouding met God kan lewe na die sondeval. Dis waarvan ons moet getuig. Sy liefde en sy genade. Dis waarvan ons getuies moet wees. Matteus 5 vers 13 sê, ons Christene is die sout vir die aarde, want dis wat ons van God ontvang. Ons moet smaak gee, ons moet verderf keer. En dan moet ons seker vra, nou, hoekom is die wêreld so vrot? Hoekom is daar so smaakloosheid in die wêreld? En deel van die antwoord is omdat ons nie sout is. Ons vervul nie ons roeping nie. Nou, daar's net 'n bietjie sout om 'n groot klomp kos sout en smaak te gee. En baie keer vervul ons nie ons roeping nie en dan staan ons verbaas terug en sê, maar hoekom is die wêreld so vrot? Ons is die sout wat verderf moet keer en smaak moet gee. Ons is die lig, soos sê Matteus 5 vers 13, van hierdie wêreld. Dis net een klein liggie wat 'n totale duisternis verbreek. Maar ons is daai lig, omdat God ons dit maak, omdat God ons dit gee, deur die krag en die werking van die Heilige Gees. So ja, waarskynlik gaan jy nie in Noord-Korea toe geroep word nie. Ek weet ook nie, jy moet bombardeer hoor. Maar wat ek wel weet, is dat ek weet dat die Here jou en my roep waar ons môre gaan wees. Daar by die werk, by die huis, in die dorp, tussen die mense waar ek is. Jy weet, dis plek waar die Here jou roep om nou sout en lig en getuies te wees. Mense, môre, waar jy ook al is, moet die mense met wie jy in kontak kom, moet iets hoor, iets sien, iets beleef van Christus, wanneer hulle met jou en my te doen kry. Ons is bedoel, dat mense vir ons sal sê, soos eintlik in die Ou Testament, Sagaria 8 vers 23 al, wat die mense gesê het, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor, God is by julle. Ons het iets wat ons van God ontvang het, uit sy genade, wat ons nie vir onsself kan hou. Ja, ons is so, baie keer kan ons sê, ja, dit is so great om deel van 'n gemeente te wees. Daar is soveel dinge wat soveel vreugde skep in die onderlinge verhoudinge en die mekaarbediening en dat ons soveel dinge doen en tog moet ons baie keer vir mekaar sê, ons doen nie goed genoeg nie. Ons doen nie goed genoeg nie, want as ons kyk na hoeveel mense rondom ons nie die Here dien, nie die Here ken, dan moet ons vir mekaar sê, ons doen nie goed genoeg nie. En dan sal jy sê, ja, maar mense wil nou nie, dit is ongemaklik en is moeilik, en mense wil nie heeltyd voel, jy is buite jou gemaksone nie, en eintlik is die vraag, hoe gemaklik was dit vir Christus om mens te word op aarde? Hoe gemaklik was dit vir hom om onskuldig veroordeel te word? Hoe gemaklik was dit vir hom om gekruisig te word? Ons is nie bedoel om gemaklik te raak. Ons sal eendag gemaklik raak in die hemel. Ons is bedoel om ons roeping te vervul. Ons is bedoel om sout en lig te wees, om getuies te wees, om mense wat nie die Here ken nie, in te bring en te verkondig, ook al is dit heeltyd buite ons gemaksone, ook al is dit moeilik, want daarvoor is ons geroep. Christus gee ons die opdrag, die mandaat, die krag. Julle sal my getuies wees, want daar is 'n wederkoms. Daar is 'n einde. En daar is 'n oordeel oor mense wat die Here nie ken nie. Romeine 10 praat juist daarvan, hoe gaan iemand glo sonder iemand wat vertel, wat preek? Ons is God se gestuurdes om te gaan preek. Maar ook met hierdie wederkoms is dit nie net die afsnypunt vir hulle wat moet glo nie, maar dit is ook die wederkoms is vir die gelowige die einde van hierdie reeds maar nog nie. Na die wederkoms gaan dit net reeds wees, gaan dit net volkome wees. God self is die tempel, God self is die lig.
'n ewigheid in volkomendheid en eintlik hierdie ewigheid in volkomendheid wat ons weet sal gebeur, maak eintlik hierdie tydelike gebrokenheid, maak dit nietigheid. Dit is nie so belangrik nie, want ons weet ons gaan ewig saam met God wees. Ons moet nou ons roeping vervul, al is dit ongemaklik, tot eer van God, want die volkomendheid, die gemaklikheid is eendag. En dit lees ons in Openbaring 21. Ek het 'n nuwe hemel en aarde gesien, die eerste hemel en aarde het verdwyn, die see het nie meer bestaan nie. Ek het die heilige stad Jerusalem, nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Daai verbond wat in Abraham bevestig is, nou weer herhaal. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Hy wat op die troon sit sê, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want is betroubaar en waar. Ons dobber nie rigtingloos rond in hierdie fase nie. Ons lewe na 'n ewige, volmaakte, sekere bestemming as kinders van God, ons wat in Jesus Christus glo. Ons is burgers, soos sê Filippense 3. Ons is burgers van die hemel, van waar ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan hom onderwerp het, sal hy ons nederige liggaam verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. 4 weke wat ons saam gekyk het na God se openbaring, God se koningskap, van Genesis tot Openbaring. Die vraag is jy deel van God se storie, God se openbaring, of probeer jy jou eie storie skryf? Ek en jy is geskape om deel van God se storie te wees. Ons kan God se storie, God se openbaring, sy liefde, sy opdragte, sy bepalings. Ja, ons kan dit verwerp, ons moet dit aanvaar, maar die punt is, ons kan dit nie verander nie. God het geskep, God het bepaal, dit bly die waarheid. Ons kan dit aanvaar, wat ons moet, of ons kan dit verwerp, maar ons kan dit nie verander nie. God se openbaring gee vir ons die rede vir ons lewe, die betekenis van ons pad, die vervulling van die menswees waarvoor jy geskaap is. Ek en jy moet deel wees van God se storie, God se openbaring. Amen. Kom ons bid saam. Ja Vader, U is met mensdom oor tyd en eeue op pad. U is met ons op pad in 'n ewigheidspad. En ons sê net, Here, ons weet uit ons eie krag uit kan ons dit nie doen nie. Ons is nietigheid, verlore sondaars as dit nie vir U genade is nie. Maar ons omhels opnuut U genade in ons Here Jesus Christus. Sê, hier is ons Here. Daar is niks wat ons kan bring nie. Ons beroep ons op U genade. Ons omhels U as ons verlosser, ons omhels U as ons koning, en ons wil U volg as ons koning, tree vir tree, dag vir dag agter U aanloop, en ons roeping vervul tot die eer van U naam. Dankie vir die krag van die Heilige Gees wat U vir ons gee. Dankie dat ons kan weet ons is nooit alleen nie, maar ons mag ook nou leef vanuit U oorvloed, vanuit U oorwinning, vanuit U genade. Ons bid, Here, dat U ons elkeen sal begelei om mooi te verstaan hoe U ons wil gebruik ook in hierdie week wat voorlê. Dat ons net draer sal wees van U liefde en van U genade. Ons bid dit, Here, alleen maar in die naam van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos, die krag van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.